Ons gaan nou 'n hersiening doen, ons moet funksies doen, ons begin vandag ook met parabole. So vandag moet julle luister, julle het dit nie laas jaar gedoen nie en ek weet funksies laas jaar was 'n absolute sirkus. So fokus. Okay, hierdie is jou standaard vorm van 'n reguit lyn. Nee? Waar verstaan jy M? M is jou gradiënt. Hoe bereken ons gradiënt? Jou gradiënt word verteenwoordig deur die klein simbool M, PG. Is dit jy wat praat? Hugo? Jy het jou boek hier nie en jy praat. Ek hou nie daarvan nie. Nee, want hy het nie gister wiskunde gehad, hy het nou ook nie vandag sy boek ingepak nie. Hierdie is hoe jy jou gradiënt uitwerk. Hy staan in elk geval hier iewers daar regsbo. Kyk gou hier bo die bord. sien jy hom? Op my pragtige plakkaat. Daar is jou gradiënt in elk geval weer. Okay? So as jy enige 2 punte het, as ek vir jou enige 2 punte gee en ek gaan, eventually, as jy my net gou 'n halwe sekond gee, 'n hele sekond asseblief, nie halwe ene nie. Dan gaan ek vir jou 2 punte gee en dan bereken ons gou die reguit lyn se vergelyking. Is dit reg? Want dit is 'n sampel. Maar ek kla nie te hard hier, dis 'n baie lekker boek. Right. Ek soek die vergelyking van die reguit lyn. En ek wou nog vir julle gevra het, waarvoor staan C? C is jou y-afsnit. Sê weer? Dis die plan. Dis die plan. Kyk hierso, C is jou y-afsnit, nê? Nee? Yes. Ek is bly julle kan dit onthou. Ek het vir jou die gradiëntformule gegee en dan vra ek bepaal die vergelyking van die reguit lyn deur die volgende 2 punte. Wat is die eerste ding wat jy altyd vir my bereken? Die gradiënt, jy gaan vir M bereken. Stap nommer 1. Jy beskou jou 2 punte, jy vul dit in jou gradiëntvergelyking in. Hoekom? Want vir ons om die vergelyking van 'n reguit lyn te bepaal, het ons nodig om die gradiënt te bepaal en die y-afsnit. Gradiënt kom eerste, gewoonlik. Okay. Hoekom raas daai kinders so? Maak asseblief seker dat jou y-waardes aan die bokant is. Moenie jou x-waardes bo sit nie. Ek kry 'n gradiënt van -1/2. Nou of jy hom skryf as 'n desimaal en of jy hom skryf as 'n breek, it's all the same. Ek gee nie te veel om nie. Wat gaan ons nou met hierdie gradiënt doen? Ons het hom nou wat nou? Ons gaan hom nou in vervang. So nou gaan jy sê juffrou, waar vervang ek hom in? Die standaard vorm van 'n reguit lyn is y is gelyk aan mx plus c. Nou ons het sopas, kan iemand asseblief daai kinders gaan stil maak voordat ek dit doen, want as ek dit doen,
Sê asseblief hulle alle jaal is los as ek daar inkom. Wat? Waar is die kinders wat raas? Ja, baie dankie. Nee, jy wil nie? Okay, roep hom maar terug, is fyn. Ek gaan rekord ook hulle skel, dan fire hulle my. Okay, kom ons gaan aan. Jy stel jou gradiënt in die reguitlyn vergelyking in, maar nou gaan jy sê juffrou, nou wat nou? Hoe gaan ek my y-afsnit bepaal? Ek het dan nie 'n y-afsnit nie. Wat nou? Nee. Want dan wil ek vir y en vir c bepaal, dan het ek twee onbekendes. Lisa Marie, help ons uit ons misery. Hoe bepaal ons vir die y-afsnit vir c? Jy sal wat? Nee. Okay. Ons het die gradiënt bepaal, ons het al twee punte gebruik. Om die y-afsnit te bepaal, kan jy een van daardie twee punte in vervang. Enige een. Dit maak nie vir my saak watter een jy in vervang nie. Hulle gaan altyd vir jou presies dieselfde c-waarde gee, y-afsnit waarde gee. Ek kies sommer die eerste een. Ja, o ja, nou kan ek alles onthou, juffrou, is nie so moeilikie. Sê weer. Korrek. En dan is c gelyk aan 1. So jy bepaal jou gradiënt, jy stel dit in jou vergelyking in, jy vervang een van die twee punte in jou vergelyking en dan is jy klaar. Dis dit. Okay? Maar ek hou daarvan as jou vraestel mooi lyk. So jy gaan wel vir my dit finaal gaan neerskryf en sê juffrou, hierdie is die vergelyking van my reguitlyn en hy is in standaard vorm. Okay, ons is klaar met hersiening van 'n reguitlyn. Ons gaan vandag begin met parabole. Daai was dit. Sê weer. Okay, ek hou 'n rukkie vas. Okay, is julle klaar? Ons gaan nie bang wees nie, kwadratiese funksies is heerlik. Alle wiskunde is lekker, kwadratiese funksies is ekstra lekker. PG, ek gaan jou mond toeplak met ducktape. En dan gaan ek die ducktape vat en so in die rondte gaan. Maar kyk asof jy dit afkry. Bly stil. Okay. Ek wil gou teruggaan hiernatoe. 'n Reguitlyn funksie. Sy ander baie spesiale naam is 'n lineêre funksie. Raai hoekom, want jy gebruik 'n liniaal om te teken en die hoogste mag van x is 1. Die hoogste mag van x is 1. As die hoogste mag van x 1 is, dan beteken dit ons het hoogstens 1 x afsnit. Hierdie grafiek sny my x-as 1 keer. So met dit in gedagte, as ek vir jou 'n kwadratiese funksie gee, daar's 'n kwadraat, dis in die naam. Hoeveel afsnitte hoogstens verwag ek vir hierdie funksie? 2. Op die meeste, hoogstens op die meeste 2 x afsnitte. Nou gaan julle vir hierdie voorbeeld sien, daar is nou nie eintlik 2 afsnitte nie,
Maar ek wil eers hê ons moet fokus op die vorm van 'n kwadratiese funksie. Ons noem 'n kwadratiese funksie, as ons hom skets, noem ons hom 'n parabool. Hy gaan definitief nie lineêr wees nie. Hy gaan 'n kurwe maak. So, om dit te ondersoek, gaan ons gou 'n vinnige tabelletjie teken. Julle weet as ons 'n tabel begin teken, dan gaan ons x en y waardes hê, né? Dankie, Janke. Ek sê presies seker nie. 6. Ek wil 6 kolom hê. Is dit 6? Okay, nie almal ewe groot nie, maak nie saak nie. Hoe bereken ons die y-waardes? En almal sê gelyk. Sê gou weer, Theo. Met die formule, so jy stel dit in jou funksie in. So ons almal stem saam. As x gelyk is aan -2 en jy stel dit in jou funksie in, dan kwadreer jy mos nou vir -2. En wat is -2 kwadraat? Of is dit die 4? En so gaan jy aan. Jy bereken vir y as x gelyk is aan -1. Waaraan is y gelyk? Dankie. As x gelyk is aan 0, 0. 1, 1, 2, 4. Jy stel elke keer al daai x-waardes in jou funksie in. Ek het nou 2 van hulle gedoen, ek gaan nie almal doen nie. Dis graad 8 werk. Hoekom frons jy? Ek so bly jy sien dit raak, want ons gaan dit nou teken. Dis 'n kwadratiese funksie. There we go. So, as ons hierdie sou skets op 'n kartesiese vlak, een, 2, 3, 4, dan sien jy as x -2 is y 4. As x 1 is, ek jok, -1, dan is y 1. As x 0 is y 0. En so gaan jy aan. En indien jy, bless you. Nou gaan julle sê, juffrou, wat gaan nou hier aan? Gaan ek 'n driehoek maak? Nee. Jy gaan nou na die beste van jou vermoë, myne is nou nie baie mooi volgens skaal nie. Na die beste van jou vermoë 'n kurwe tipe grafiek gaan teken. Dan moet hy nou so aangaan. Hierdie is 'n parabool. Jy gaan nie vir my die volgende doen nie. Jy teken nie 'n skerp lyn nie. Dit is 'n kurwe. OK, en toe sien jy wat jy vir ons gesê het is, juffrou, x raak nou al hoe groter, maar daar is 2 waardes van y wat dieselfde is vir verskillende x-waardes. Daar's 2 waardes van, weer hierso, en dan 0 en 0. Dis 'n parabool. Dit is standaard. Ja. Dit is 'n kwadratiese funksie, dis nie lineêr nie. Lineêr beteken ons 'n konstante gradiënt. Hier is nie 'n konstante gradiënt. Glad nie. Wel, hy is toenemend vir x groter as 0 en afnemend vir x kleiner as 0. Maar ons kom nog daar. Wat baie, ek bedoel, well done. Weer eens baie goeie observations wat julle maak. Ek is beïndruk. Wel, dit is tegniese patroon, is 'n kwadratiese getalpatroon wat grafies voorgestel kan word as 'n konstante tweede verskil. Maar wag, ons is nog nie graad 11 nie. OK? Hierdie noem ons die moedergrafiek van die parabool.
En elke ander parabool word as 'n getransformeerde grafiek van die moedergrafiek geteken. Watter tipe transformasies kan ons dan nou verwag? So, hoewel dit jou moederfunksie is, of jou moedergrafiek, die mamma, kan ons 'n paar veranderinge hier teweegbring. Nou, as jy net dink aan die reguitlynfunksie, nê? 'n Reguitlynfunksie se gradiënt kan mos nou positief of negatief wees, dit kan styl wees, dit kan nie styl wees nie. Daar's y-afsnitte, dit kan op en afskuif. Ons kan iets soortgelyk doen met ons parabool. Maar kom ons introduce net gou. Kom ons stel net gou aan julle bekend die standaardvorm van die parabool. Dis amper soos mx plus c, maar ons het nou klaar vir m en vir c gebruik, so ons gaan nou vir a en q gebruik. Dis jou standaardvorm. Mooi, nee? OK, kom ons highlight hom. En nou gaan ons die effek van a en q 'n klein bietjie ondersoek. Ek gaan net nie nou as 'n ondersoek vir julle skryf nie, ek gaan vir julle dit net verduidelik. OK. Nou, ons kyk eers na die effek van A. OK. Jy moet nou nie doen wat ek nou doen nie. Wel, julle kan nie, maar julle kan probeer. OK. Julle kan dit teken, maar dis in julle handboek. Ek is nie te bekommerd of julle dit nou teken of nie teken nie. Right. Cool, nee? Wat beteken dit? Wat het ek nou gedoen? Hierdie is op bladsy 111. Die effek van A. Ja, die effek van A is op bladsy 111. OK. Wat ek nou gaan doen is ek gaan vir jou 3 verskillende vergelykings neerskryf wat ooreenstem met elke parabool. Bless you. Wat het nou gebeur? Wat kan julle oplet hierso? Dis nie dieselfde nie. Maar wat sien ons, wat gebeur met die armpies van die parabool, die oomblik as A, wat jou koëffisiënt van x kwadraat is, as A toeneem, dit raak 'n groter getal, dan gaan jou armpies nader aan die y-as beweeg. Jy noem dit 'n vertical stretch, 'n vertikale wat? Strek, rek. Jy stretch hom uit soos 'n warm visser. OK, vertikaal. So die oomblik as A, hierdie is my moedergrafiek, is in geel. Oomblik as ek 'n koëffisiënt bysit wat groter is as 1, dan gaan die armpies nader aan die y-as. En die oomblik as my koëffisiënt kleiner is as 1, so dis 'n breë groen grafiek, dan beweeg die armpies weg van die y-as. Happy? Dis die effek van A. OK. Ek sou kon gaan en vir jou 'n paar koördinate plot om dit te visualiseer.
wat ek nou nie baie graag wil doen nie. Dis fyn. Gaan dit nie nou doen nie. As jy 'n tabel gebruik het om dit te ondersoek, dan sou jy wel sien dit is wat gebeur. OK. Maar wat gaan gebeur as jou koëffisiënt negatief is? Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ek wil weer hê gebruik vir my hierdie tabel. Maar ek gaan vir jou 'n ander funksie gee. As y gelyk is aan minus x kwadraat, watter waardes gaan ons dan kry? Kom ons kyk. Minus 4. En as x gelyk is aan minus 1, minus 1. There we go. Dan is dit 'n frowny face parabola. Met ander woorde, hy is hartseer. So dis nog 'n effek van A wat ons moet in ag neem. So wat is die take-home message? As A kleiner is as 0, dan is die vorm upside down. As A groter is as 0, met ander woorde A is 'n positiewe koëffisiënt, dan is dit 'n smiley face parabola. 'n glimlag gesiggie parabool. Ek dink dit is baie cute. Tadam! OK. Dan gaan ons gou die Dankie Marco. Nou gaan ons doen die effek van key. Ja, ek sien so. Ja. Ja. Ek is nie nou presies seker nie. Ugh. So ons het gedoen die effek van A. Ons het gekyk dat as jou koëffisiënt Aiden en Danilo, julle tweekies, is baie geselserig. OK. Ons het gepraat oor die effek van A, hoe die armpies nader of weg van die y-as kan beweeg. Ons het gesê dat as dit negatief is, dan kyk dit af. En wat gaan nou gebeur met Q? Want ons standaardvorm het 'n A, maar ons standaardvorm het ook 'n Q. Moet julle gaan? OK, ek rekord as julle moet gaan. Daar's nie, dit gaan nou net op en afskuif, dis dit. Ek gaan vir julle dit stuur, julle hoef nie bekommerd te wees nie. Ek hoop julle wen. Die res van julle moet gou mooi luister, hier kom nog werk. Ons gaan iets belangrik doen, ons moet X afsnitte bereken, julle gestels vir nie so baie. OK. Ja, Lia. Baie julle, lekker wen. A is negatief, OK, kyk, wat wil jy weet? OK, die eerste een, kleiner as 0, beteken A is 'n negatiewe waarde. Hier is A negatief. Kyk gou hierso, jou koëffisiënt is minus 1. Is dit jou vraag? OK, as A kleiner is as 0, dan kyk hy af. As A groter is as 0, dan groter as kleiner as. Hierso staan A kleiner. Ek kan sien jou brein is besig om te glitch. A kleiner as 0, A groter.
as 0, positief, negatief, ja, dan het jy nie 'n parabool nie. Dan is dit 'n horisontale lyn. Dan wiskunde jy nie daai dag nie. Dis hoe dit werk. Per definisie kan 'n parabool en eintlik 'n baie goeie comment om te maak. So dankie Marco daarvoor. A mag nie 0 wees nie. Hulle sal nie. Nee, ek sal dit nie vir jou vra nie. Alright. Kyk gou vir my. Julle moet fokus. Dankie. Skets die grafiek as gelyk aan x kwadraat minus 1. Dis 'n parabool. Hoe weet ek dit? Daar's 'n kwadraat. Mooi. Dis 'n kwadratiese funksie. Vir nou gaan ek weer vir jou vra en ek weet julle hou nie van my nie, maar jy gaan net gou vinnig vir my weer 'n tabelletjie maak. Net vinnig. Ek wil hê vul vir my daai tabel in, bereken vir my die waardes van y. Ja, hy reverse agteruit, ja. En jy wys. Okay. Eerste vraagie. Is dit 'n smiley face of 'n frowny face? Okay. Ek weet dit want as ek die punte sou gaan plot en ek verbind dit, dan gaan ek 'n smiley face kry. Ons het mos nou baie mooi, wat soek julle? Tipex. Ons het mos nou baie mooi hier 'n tabelletjie getrek. Dit teken heel eers een. En toe het ek dit gaan plot en toe het ek dit stadig gaan verbind. Nou jy kan 40 punte plot. Ek gee nie om hoeveel punte jy plot nie. Maar jy gaan sien dis die vorm wat jy kry. As hy positief is, het jy 'n smiley face. So die positief waarvan ek praat is die koëffisiënt van x kwadraat. Nou wat is my koëffisiënt van x kwadraat? 1. Is dit positief of negatief? Positief. Julle raas vandag, julle irriteer my, julle gaan die slegte kant van my sien. Ek is nie lus daarvoor nie. My neus is toe, kan ek skrytjie. Okay. Dit moet 'n smiley face parabool wees want my koëffisiënt van x kwadraat is 1. Dis groter as 0. Daar's my parabool. So, kom ons praat gou vinnig oor x-as en y-as, x-afsnitte en y-afsnit. As ek nou sou gaan en hierdie punt gaan plot 0 minus 1, dan is dit mos my y-afsnit. Want x is 0 en dan gee dit vir my die y-afsnit waarde. Kom ons praat, okay. Daar's my 2 x-afsnitte.
Het ons nie nou in rooi geskryf dat ons kan hoogstens 2 x-afsnitte hê nie? Het ons nie dit gesê nie? Ja. Nee. Want, sê nou maar jy vul in x gelyk aan minus 2. Dan kwadreer jy dit. Wat is minus 2 kwadraat? Nee. 'n minus maal 'n minus gee vir jou 'n? Ek het geweet. OK, en dan as jy nou nog 'n punt wil gaan plot, dan gaan jy nou sien, hierdie is nou die punt minus 2 en 3 en die punt 2 en 3. Kom ons maak hulle geel. Oulik, né? En daar het ons die effek van Q gesien. Wat het nou basies gebeur? Was dit nie maar net die moederfunksie wat een eenheid afgeskuif het nie? Exactly, hy reverse agteruit. Hy reverse. Ja, hy gaan agteruit, hy gaan onder toe. So wat sou gebeur as hierdie grafiek boontoe, as ek plus Q gehad het, dan het hy net boontoe geskuif? Nee? Ja, juffrou. OK. Right. Nou, ek wil baie graag vir julle leer. Ek wil net eers kyk hoe laat laai hierdie klok, het ek nou nie met iets begin wat ons nie kan klaarmaak hê. Hoe lank? Oor? Moet dit nie vir my sê nie. Dit lei oor 3 minute. Kom maar, dan gaan ek nou maar vir julle huiswerk gee.